hier by Ruk en Rym en ons wag gou want ons gaan gou vir Zander interview vir Jack Barrow en Paul Rickert het nou net hier verbygestap. Ek bedoel, dit is die meest amazing moment hierdie. En om hierdie revolusie van die kids te sien, hier's waarlik 'n ongelooflike toekoms vir hierdie bands. Kom ons gaan interview vir Jack Barrow. Thanks, Zander. Ek probeer al so lank soek vir alternative stuff en ek is net so dankbaar vir Ruk en Rym dat hulle actually uitgaan en die amazing bands vind. Ek het like die beste tyd gehad vandag. Ek dink ek is 'n judge en dit is 'n disaster want ek was net soos die hele tyd. Ek het so hoog geskoor en ek weet ek klink nou soos die onderwyser by my dogtertjie se hoërskool konsert. Like almal is wenners. Like maar dis regtig gevoel. Dit was like almal was amazing geweest. Die prontuitspan het gaan rock and roll by die Taalgenootse Ruk en Rym finaal in die Daisy Jones bar op Stellenbosch om te sien wat deesdae alles op die alternatiewe musiektoneel gebeur. En jene, wat 'n verrassing. Dis die 3de jaar wat hierdie kompetisie 'n platform vir Afrikaanse liedjieskrywers skep met 'n allemintige 93 kunstenaars wat vanjaar ingeskryf het. Ons gesels met die organiseerders, deelnemers en asook die wenner van 2025, Maggie Troski. Ek het ook 2024 se wenners ontmoet. Dis die supergroep Dierbaar na die Maan, 'n samestelling van die band Francis na die Maan en die band Dierbaar. Met Afrikaans wat hierdie jaar amptelik sy 100ste bestaanjaar vier, was ons nuuskierig oor hoe die jeug vandag die taal uitleef. Jy het altyd die woord alternatief gebruik. Wat beteken dit? Dis altyd so 'n loaded vraag, want alternatief hang af van wat die mainstream is en die mainstream verander ook heeltyd en met die tyd. Ek dink is maar net 'n catch-all vir enigiemand wat nog al ooit gevoel het dat hulle nie regtig inpas in die plek waar hulle ingedeel is deur die samelewing nie. That makes sense. Ja, maar ek dink dit is meer as dit. Ek dink dit gaan ook oor die tipe musiek wat jy maak, die tegniese aspekte daarvan. In Ruk en Rym alleen, die genres wat ons vandag hierso het, maak vir my baie dankbaar ek is nie 'n beoordelaar nie. Want ons het kletsrym, ons het punk, ons het metal, ons het soveel genres wat nog nooit in Afrikaans gehoor is nie. Ek meen hierso luister ons na grunge pop. Dit is 'n ongelooflike nuwe ding. En ek sien baie uit om te sien wat elke liewe een van hierdie bands gaan doen in die toekoms. Iets wat my opval as jy sê belê in jouself, is dat hulle regtig onomwonde hulle self is. Hierdie jaar was vir my so, kom ons noem dit maar oorspronklik. In die eerste jaar was die musiek wat ons gekry het as inskrywings oorwegend bietjie elektronies, nogal kletsrym, daai soort goed. Verlede jaar was dit meer sanger, liedjieskrywer, bands, daai soort kunstenaars en hierdie jaar is dit 'n mengelmoes. Hulle is heeltemal hulle self en dit is hoe ons dit verkies. Ons wil sien wie hulle is. In die 4de plek het ons hierdie jaar kletsrymer Rafiki. Sy het so half bietjie 'n aktivistiese trant in die musiek wat sy maak. Sy is amper in plaas van 'n kletsrymer 'n kalmrymer. Ja, presies. Jy het haar mos nou gesien, Kabou. Sy het so half 'n baie kalm aanslag, maar elke woord tref die teiken. Dis Rafiki, by die Ruk en Rym. Kwansa is 'n unieke verskynsel, reg en reeds, so gee my die leisels, as ek praat stel ek voor jou luister. Dan in die 3de plek Karel Bester en die Kruinies Band. Hulle voel hulle maak psigedeliese boerepunk. Dan in die 2de plek die naaswenners was Ultramal en dit is nogal ultramal. Ook baie moeilik om die genre heeltemal te definieer. Ek sou sê iets tussen metal, tussen punk en bietjie hip-hop, daar's ook kletsrym. En dan die wenner hierdie jaar, Maggie Troski, wat 'n sanger liedjieskrywer is. Die enigste kunstenaar wat ek ken waarmee ek haar sou kon vergelyk, alhoewel sy nie heeltemal dit is nie, is Bacchus Nel. Sy laat my baie dink aan Bacchus Nel en haar aanslag tot liedjies skryf en stories vertel en so aan. Hy sê sy naam is John en hy kom van die UK. Ek is van die Ooskaap af, Somerset Oos. My ma bly in die dorp en my pa bly op die plaas. So 'n mooi mix van die twee. Ek het in graad 11 my gitaar koshuis toe gevat en bietjie die mense gaan irriteer.
En dan, soos jy dieper raak die musiek ook maar dieper. Soos jy 'n bietjie verstand kry. Stadig, maar seker. Dan begin jy die waarheid praat. Ek hou van die woord honesty. Here is someone that has a voice en iets uniek en vars, 'n nuwe perspektief en wat ook in genre nie iets probeer copy-paste nie, but they're following their way of making music. Jy weet, en ek dink Maggie was so 'n goeie uitbeelding van dit hierdie jaar. Dis sy en 'n gitaartjie en 'n loop pedal en 'n bietjie van 'n tamboerijn of 'n ding of 'n bastrompedaltjie. En dis nie asof sy 'n styl van sing het wat my laat dink aan Joan Baez of jy weet like something specific nie. Sy klink soos sy en sy het daai Ooskaap aksent en dis so authentic, you know, and I think people really related to that. Kobus, hoekom sing jy in Afrikaans? Dit voel verkeerd om dit nie te doen nie. Ek het begin musiek maak in Engels, want ek wou 21 Pilots wees. Maar dit voel minder eg, dit voel minder soos myself. Ek het ook vir baie lank in Engels probeer skryf. En wanneer ek sê baie lank, bedoel ek het in 2012 begin liedjies skryf en ek kon nie een liedjie klaar skryf tot 2021 nie. Toe probeer ek 'n liedjie in Afrikaans skryf en dit was net onmiddellik al. Ek het groot geword met baie Koos Du Plessis wat my pa geluister het. Hy het al hierdie vreeslike diep goeters geluister. Ek sal nooit vergeet Robbie Wessels se Halley se Komeet wat my altyd gevang het in die kar nie. En dan so 'n arme melankoliese 8-jarige wat daar in die passasiersitplek sit en my pa verstaan net nie wat gaan aan nie, maar dit gaan oor die koens. Jy weet, invloed is 'n moeilike ding want ek dink meer is van ek hoop ek kan mense 'n platform gee om hulle self te wees. Ek dink dis die myn ding. Ek dink nie noodwendig ek het enigiemand gehoor dat soos ek klink nie, maar ek dink die lekker ding is like ek voel ek en Fokhof en al die bands het mense die geleentheid gegee en gewys dat hulle kan net as hulle weird wil doen weird stuff. Sorry. As mense wil weird stuff doen weird stuff. As ek dink aan Jack Sparrow wat ook 'n boordelaar is. Ja. En jy kyk na 'n algemene invloed, dan is daar 'n tipe speelsheid, nê? Ja. So klein bietjie 'n eksperiment met humor. Ja, hulle neem hulle self ook nie te ernstig op nie, Kabous. Jy weet, hulle het 'n boodskap, hulle het iets om te sê, maar hulle is nie precious daaroor nie of oor hulle self nie. Hulle sê wat hulle wil sê omdat hulle dit wil sê. Lig jou ken en ken jou lig. Ek vlieg môre Bloemfontein toe want ek moet nou 'n speech gaan maak want ek was nou die hoofmeis. So in my graad 8 stree nou uit as matrieks. Ek moet gou vir hulle 'n bietjie gaan motiveer. Ek sal hulle graag wil herinner dat hulle gaan verander. Ek is baie anders as wat ek was op skool en dan buite, maar jou kern bly dieselfde, bly konstant. Internal is eternal. Is ek reg as ek sê dat daar effense droogte was in Afrikaanse alternatiewe musiek? Ek sal dit totaal en al koppel aan die ontknoping van MK. MK is 'n kanaal. Toe MK nie meer daar was nie, het mense nie net die TV aangesit en net gesit in Afrikaanse musiek, spesifiek alternatiewe Afrikaanse musiek by die huis gespeel nie. Ek het so 'n zine wat Hunter Kennedy gemaak het, so vroeë 2010s en die zine se naam is Hoe begin jy 'n band? En die nommer 1 punt wat oor en oor herhaal word, dit is kry jou musiek op MK. Dit is hoe jy dit maak as 'n band in die Afrikaanse scene. So ja, ek dink ek stem saam met Janke. Ek dink die ding van die musieklandskap post op die koppie en post MK is daar was nie regtig 'n infrastruktuur vir up and coming Afrikaanse musikante wat kind of nie hoofstroom musiek maak nie. Jy maak jou musiek, maar jy weet nie wat om met dit te doen na dit nie, you know. So Ruk en Rym is eerstens 'n soektog, it's like an open call. En selfs al was ek in die Afrikaanse alternatiewe music scene vir so 'n lang tyd, I had no idea what the fresh stuff was, like who's making new stuff. Ek dink ons het die eerste jaar meer as 70 entries gekry en ons piek toe 18 semi-finalists. Uit daai 18 het ek nog net van 4 van hulle ooit gehoor, jy weet. So die ander 14 was my heeltemal nuwe ontdekkings. Hoekom is daar hierdie opbloei? Is dit maar net omdat julle doen wat julle wil? Is dit omdat julle slim koppe is, lief is vir die taal, lief is vir musiek? TikTok? Ja, ek dink dit is die internet. Die internet oor die afgelope paar jaar, veral na COVID en die Grendel tydperk, het regtig vir mense gewys dat jy
jou eie kuns kan skep. En hierdie is hoe om dit te doen. Want dis wat baie mense gedoen het in COVID, is hulle het video's gemaak oor hoe om jou eie musiek te produce. Wat ek in my lockdown gedoen het, ja. Exactly. Gesit in YouTube video's kyk oor ja, hoe werk audio production. Is jy meer as ondernemend en jy is nie bang nie, né? Ek dink vir my is musiek maak amper kompulsief.